Goeiemôre. Shalom, wie is u, meneer? Ja? O ja, ons het van haar. Ja, ons het al van hom ook gehoor. O reg, ek hoef dit mos nie meer te doen nie. Vir 9 maande kon ek niks sê nie. So partykeer vergeet ek het my stem terug. Jy sien, van die oomblik toe die engel Gabriël vir my vertel het van my seun wat gebore sou word, kon ek nie praat nie. Selfs toe hy gebore is, was ek nog stil. Na 8 dae, toe die baba besny moes word, het almal maar aangeneem, ons gaan hom Sagaria noem. Dis mos hoe dit gaan. Maar maande tevore het 'n engel vir my gesê, sy naam moet Johannes wees. En toe dit tyd word om hom te noem, sê Elisabeth vir almal, sy naam is Johannes. Maar omdat dit nie 'n familienaam was nie, kon niemand verstaan hoekom sy so sê nie. Ek dink nie hulle het regtig na haar geluister nie. Toe vra hulle vir my, hulle moes na Elisabeth geluister het. Hulle het haar behandel asof dit sy is, wat sonder 'n stem is. Hoekom het hulle nie na haar geluister nie? Mense luister vir my, omdat ek 'n priester is. Maar ek ken Elisabeth. Ek vertrou haar. Sy is wys. God praat met haar. So toe hulle vir my 'n skrifbordjie gee, om my antwoord neer te skryf, skryf ek net, sy naam is Johannes. En op daardie oomblik, toe ek my vrou se woorde bevestig, kry ek my stem terug. Is dit nie ongelooflik nie? Mens sou dink my eerste woorde na 9 maande se stilte sou die mekaar wees. Sou ek vreemde geluide maak, sou ek sing, sou ek van blydskap wou skree, of dalk van frustrasie kreun. Maar na al daardie maande was my hart vol dankbaarheid. Ek het God se trou in my lewe beleef. Ek het my hele lewe lank die stories gehoor van hoe God die armes en die verdruktes red. As priester het ek Israel geleer van God se bevryding deur ons geskiedenis. En nou gebeur dit met my eie familie. Ons is deel van God se verhaal. Waarskynlik was ons nog altyd. Daardie dankbaarheid het oorgeborrel en voordat ek my kon kry, het die Heilige Gees deur my begin praat. My eerste woorde was 'n gedig, 'n loflied, vol viering, herinnering en liefde. Ek het almal herinner dat God van die begin af getrou was, dat God ons red, aan ons barmhartigheid bewys en ons keer op die weg van die lewe hou. En nou sou Johannes deel word van daardie verbondsverhaal. In my hart het ek geweet dat hierdie kind gaan die mense voorberei vir die komende verlosser. Ek het geweet dat hierdie verhaal, hierdie liefdesverhaal, ons droom van God se genade in aksie sou laat sien. God se liefde vir jou en vir my.